ook nou ons geloof in hierdie Here wat ons geloof en geprys het, en so word ons gebind aan die Here se kerk oor alle tye en voel ons deel van die huisgesin van God. Sê dan die volgende woorde hardop in die geloofsaal. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het die derde dag opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Om ons vanoggend te begelei in ons verootmoediging voor die Here, dit wil sê om ons sondes te ontdek en dit voor hom te bely en sy vryspraak te ontvang, lees ons weer 1 Korintiërs 13 wat handel oor die gesindheid van die liefde. Dis die gesindheid van die Here Jesus wat ons ook moet navolg. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. So sonder liefde bring ons niks sinvols voort nie, sonder liefde is ons niks, en sonder liefde baat alles ons niks. Maar die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone taal en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Terwyl julle so sit, sing ons Psalm 38, die eerste omdigting, of eerste beruiming, verse 1, 14 en 17, en dan bid ons verder.
U teenwoordigheid kom, as gemeente, as U kinders, dan staan ons, Here, voor U in U heiligheid, U almag, U seggenskap oor ons. En dan voel ons onsself so klein. En dan besef ons, soos wat ons gesing het, Here, ons voete gly so maklik. Ons val so baie. Ons is nog so ver van waar ons moet wees op die pad van groei en heiligmaking. Dan bely ons, Here, ons heil, ons verlossing en ons hoop is alleen in U te vind. Alleen U red. Alleen U was ons skoon van ons sondeskuld. En alleen U in U geduld kan die pad met ons stap, sodat ons by die eindbestemming sal aankom. Ons vra, Here, vir U geduld en U barmhartigheid, U genade. Wil U ons steeds vergewe en aansien as U geliefde kinders, as heiliges, deur die bloed van U Seun Jesus Christus. Ons dank U, Here, vir 'n offer wat gebring is deur ons Here Jesus, volmaak, genoegsaam, vir al ons sondes, ook die sondes wat ons dink nie vergewe kan word nie. En ons dank U, Here, dat U behaag daarin vind as ons na U toe kom en ons stel in U lig en ons sondes bely en op U ons hoop stel. Want U is die redder. U is die saligmaker. U is die Here met U planne van verlossing. U is die Here wat nietige mense saam met U tot in ewigheid wil laat woon in U hemelse heerlikheid en vreugde en vrede. Here, wil U die hinkering na U en die lewe saam met U steeds laat groei in ons harte, dat ons nie hier op aarde alles sal soek nie, maar dat ons as hemelburgers op reis sal wees na die eindbestemming, sodat ons gedurig deur sal bid om U koms, dat die koninkryk sal kom en dat daar 'n einde aan die boosheid en die verval sal wees. Here, ons dankie dat U ons aan mekaar gee as medegelowiges om vir mekaar te bid. En ons dink aan almal wat swaar kry, ons dink aan die bejaardes en siekeboe, die wat sukkel met hulle skete en pyne elke dag. Ons bid vir die wie se verstande nie meer so helder is nie. Ons bid vir almal wat herstel van operasies. Ons bid vir almal wat in hierdie jaar seer en pyn ondergaan het, ook emosioneel en verliese gely het. Here, ons bid ook vir ons kinders, dat hulle 'n goeie rustyd sal hê en dat hulle vreugde sal vind in hulle jongmens lewe, maar dat hulle naby aan U sal bly. Here, en ons vra dat dit wat Kersfees beteken en die vrede van Kersfees, wat Jesus Christus gebring het, die hoop, die lig, dat U dit in hierdie tyd in ons lewe opnuut sal ingiet, sodat ons harte bly sal wees, dat ons sal verheug in U, en dat ons hoogste geluk by U sal hê. Here, ons vra dat U ook hierdie gemeente sal onderhou, dat ons sal groei,
in getalle, maar dat ons ook sal groei, Here, in ons heiligmaking, dat ons voorberei sal word vir die koninkryk, seën die bediening van die predikant, ouderlinge, diakens, maar van elke gelowige met sy of haar gawes, dat ons mekaar optimaal sal bedien en oprig en versterk, soos 'n sterk gebou, wat verrys, gebou op die fundament van die woord en op die hoeksteen van Jesus Christus. Here, ons bid dat U ook reën sal gee, die aarde en ons het 'n versigtiging na reën. U is die onderhouer van die skepping en wil U op U tyd ook in hierdie streek reën gee. Here, ons bid vir die verkondiging van die evangelie vandag hier, dat U woord onder leiding van die Gees ingang sal vind in ons harte en ons denke, dat dit ons lewens omskep, gee vir ons koers en rigting, help ons om die woord toe te pas. Ons bid dat U die verkondiging van die woord oral in hierdie dorp sal seën, oral in die wêreld vandag. Here, ons harte gaan uit na soveel gelowiges wat verdruk word. Ons lees in die afgelope weke, Here, van kerke wat verwoes word, gelowiges wat doodgemaak word in Indië, in Afrika, in die Midde-Ooste, maar oral oor die wêreld is daar verdrukking. Laat die kerk staande bly, versterk U gelowiges. Hoor ons gebede vir mekaar en gee uitkoms. Here, wil U die gemaal en die gewoel in ons harte tot in ons denke tot 'n kalmte bring. En spreek nou met ons, tot ons. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus. Amen. Kom ons sing lied 380 verse 1 en vers 2. Ons staan weer. Ons lees vanoggend twee skrifgedeeltes saam. Die eerste is Numeri 21 verse 4 tot 9 en dan ook Johannes 3 vers 10 tot 21. So ons begin met Numeri 21 vers 4 tot 9. Om by die gebied van, ek lees uit die 83 vertaling, om by die gebied van Edom verby te kom,
het die Israeliete van Horberg af in die rigting van die Rietsee getrek. Op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen God en Moses uitgevaar. Waarom het u ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid. En die Here het vir Moses gesê, maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is na die koperslang opkyk, het hy bly leef. En dan ook Johannes hoofstuk 3. Ons lees vanaf vers 10 tot 21. In die eerste gedeelte van Johannes 3 lees ons hoe Nikodemus na die Here Jesus toe kom en die Here Jesus hom dan onderrig oor die wedergeboorte. En dan vanaf vers 10 en Jesus antwoord hom, jy is 'n bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het. En tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. As ons teksverse neem ons eerstens uit Numeri 21 verse 7 en 8. Toe kom die volk na Moses toe en bely ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid en die Here het vir Moses gesê, maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. En dan Romeine, uit Johannes 3, dis ons teksvers vers 14. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word. Nou geliefdes, in ons Here Jesus, daar is altyd dinge in ons lewe wat moet verander. Wat moet verander in jou lewe? Wat wens jy verander in jou lewe?
Meeste van ons ken die bekende uitspraak van die Here Jesus in Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar wat gaan hierdie woorde vooraf? 2 verse vroeër sê Jesus, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. En hierdie vers verwys natuurlik na die vreemde moment in die geskiedenis van Israel, wat ons gelees het in Numeri 21. Daar lees ons hoe die Israeliete tydens hulle reis deur die woestyn ongeduldig geword het en teen die Here en teen Moses uitgevaar het, hulle self oorgegee aan hulle frustrasie. En hulle het gesê, waarom het u ons uit Egipte laat trek net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. En ons weet die Here het hulle nie laat uittrek net om daar te sterwe nie. Die Here se plan was om hulle by die beloofde land uit te bring. Na jare in die woestyn was hulle net eenvoudig moeg en sat vir die hitte, vir die reis van plek tot plek, vir die gedurende manna. En dan lees 'n mens telkens wanneer hulle deur 'n moeilike episode gaan, wanneer die uitdaging groot word, dan het hulle teruggegryp, terugverlang na die verlede. Maar daardie verlede was 'n aaklige verlede. Onder die gewetenis of die mag van die gewetenlose farao, hulle dwangarbeid gedoen, hulle was mishandel, hulle is misken, maar hulle het net die goeie van die verlede onthou. Dit het gebeur omdat hulle plek voor die Here vergeet het en sy genade en geduld met hulle vergeet het. Want hulle jarelange omswerwinge, weet ons, was straf, omdat hulle die Here nie vertrou het dat die Here hulle die beloofde land sou gee nie. Want hulle het nie die Here hulle het nie hulle seëninge getel en volhard in die geloof nie. Dit is die uitdaging, wanneer dit moeilik gaan. Hoe hanteer ons dit? Hinker ons terug na iets uit die verlede of kan ons in die geloof volhard en aangaan? Want so is die mens, jou brein sal altyd teruggaan na die onbekende ongemak van die verlede as wat dit na die onbekende vryheid van die toekoms sal gaan. Veral wanneer dit moeilik is. En daarom dat dinge gebeur soos dat 'n vrou verbaal en fisies mishandel word deur 'n man, dan verlaat sy hom en dan kom sy weer in so 'n verhouding en weer in so 'n verhouding en dan kan sy nie verstaan hoekom gebeur dit elke keer so nie, maar jou brein gaan terug na die bekende en kies die bekende. Dis gemakliker, al is dit so ongerieflik. Of wanneer 'n mens goeie voornemens het, soos om te oefen en gewig te verloor en fiks te word, vir 'n paar dae gaan dit goed en ons oefen en eet gesond, maar dan raak dit moeilik en voordat ons onsself kry, val ons terug na die slegte onbekende. Dis ook hoekom mense vir jare in 'n disfunksionele opset kan voortgaan. Want die verandering is te moeilik. Dis hoekom ons nuwejaarsvoornemens het waarvan weinig uitgevoer sal word. En dit is sonde. Dit is sonde wanneer ons so gebind word deur die verlede
dat ons nie die verandering ondergaan wat die Here wil hê ons moet verander nie, of wat ons moet deurgaan nie. As ons nie in geloof deur hierdie proses gaan van verandering of vernuwing of hervorming, wanneer herhaalde sondige patrone ons vashou. Want die Here roep ons op 'n nuwe weg, op pad na die ewige bestemming, en op hierdie weg is dit nodig om gewoontes en denkpatrone te kruisig, om klaar te speel met die vorige lewe in duisternis, die lewe van gebrokenheid, die lewe van ons sondige aard. Maar die probleem is met tye, dan val ons so maklik terug. Dis net gerieflik, dis makliker. Dis die gemaksone. Die Here het eintlik in die Bybel baie te sê oor hinkering na die verlede. Dink aan Lot se vrou. Toe hulle gered is uit Sodom, voordat Sodom getref is met die vuur en die swaal, het die engele gesê, vlug vir julle lewe, moenie omkyk nie, maar Lot se vrou het omgekyk en terug verlang na die verlede, na die goddelose Sodom. En sy het in 'n soutpilaar verander. Of dink aan die Here Jesus se woorde in Lukas 9 vers 62 waar hy sê, ons moet onsself verloon en hom volg, en dan sê hy, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons verstaan die bedoeling daar agter. Of 'n bietjie verder in Johannes 5, dan lees ons van 'n man wat al 38 jaar siek was en by die bad van Bethesda ontmoeting het met die Here Jesus. Hulle het geglo, die engel kom en roer die water, en die eerste ene wat in hierdie bad ingaan word genees van sy siekte. En dan vra die Here Jesus vir hierdie man, wil jy gesond word? Wat 'n vreemde vraag om te vra vir 'n man wat siek is. En dan antwoord die man, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie, terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Wil jy gesond word? Maar op 'n dieper vlak kan dit wees dat hierdie man eintlik nie regtig meer gesond wou word, maar net daar gaan sit het, dat dit 'n tipe gemaksone geraak. Nie meer gedink het daar is enige hoop op verandering. Moontlik wys die Here daarop dat solank jy 'n slagoffer is en ander blameer, gaan jy nie gesond word. Verandering, ook die goeie verandering volgens die wil van die Here, is moeilik. Want ons word te gemaklik met die ou bekende, selfs dan weet ons daai ou bekende is verkeerd. En dis 'n gemors. En dit vra moed om eerlik te raak oor jouself, jou eie lewe, en om na die Here te gaan en te vra, Here, verander my na U wil, en om te volhard as dit moeilik is, en hierdie pad van vernuwing te stap, agter die Here Jesus aan. Die uitkap van sy beeld in ons lewe is swaar. Daarom is dit makliker om te bly soos wat ons is, of om die slagoffer te speel en ander of omstandighede te blameer. En omdat hierdie volk in die verlede teruggegryp het na die verlede, die slawerny in Egipte, en die Here nie vertrou het dat hy hulle na die beloofde land sal neem. Daarom stuur die Here giftige slange onder hulle in. Baie word gepik en hulle sterf, want hulle vertrou die Here nie vir die pad vorentoe nie.
Daarmee natuurlik die gepaardgaande onvergenoegsaamheid en die gekla. Daai slagoffermentaliteit. Die Here wil vertrou word met die pad wat ons moet loop. Ook wanneer dit moeilik gaan. En daarom volg die Here se straf op hierdie volk. Ook juis op hulle versigtiging na die slegte verlede, die lewe van slawerny, in plaas van die vertroue op die Here vir die toekoms. Dan weet ons geestelik, wys die slawerny in Egipte na ons slawerny in sonde. En ek en jy het hier in ons binnekant eintlik hierdie geweldige geveg tussen die verlede en die toekoms. Tussen die verlede met die ou denkpatrone, die ou manier van doen, die sondige aard wat ons telkens wil terugtrek. Dis die een kant, en aan die ander kant is die nuwe lewe in Christus, waar sy beeld in ons uitgekap word en ons die nuwe weg loop. En wie oorgee aan die ou sondige aard, die ou mens, die ou bedeling, val in oordeel, en die straf kom oor hulle soos die vernietigende byt van 'n giftige slang. Gelukkig kom hierdie Israeliete tot bekering en hulle gaan na Moses en hulle bely hulle sondes. Ons het teen die Here en teen U gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slegte slange van ons wegneem. En dan tree Moses vir die volk in en die Here is hulle genadig en hy beveel Moses om 'n beeld van 'n giftige slang te maak en dit op 'n lang paal te sit. En dan elkeen wat gepik is en na hierdie slang kyk, oorleef. En die wat nie kyk nie, sterf. Slang is nie 'n mooi ding nie. Vir die Israeliete was dit weersinswekkend, want vir ons ook, van die slang, wat dink ons van die slang in die tuin van Eden. Die oplig van 'n slang sou 'n weersinswekkende gevoel by die Jode afgee. Maar die presiese simbool wat hulle dood veroorsaak, daarna moet hulle opkyk. En dan maak die Here Jesus hierdie beeld van toepassing op homself. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so met die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. Dit wys heen op die Here Jesus wat verhoog is aan die kruis, opgehef is aan die kruis. En die kruis staan vir sonde, vir vervloeking deur God, veroordeel. En juist daarna moet die mens opkyk, Christus aan die kruis, die simbool, gehate simbool van Romeinse onderdrukking. En dit gee God as die enigste weg tot oorlewing of tot verlossing. Alhoewel baie mense weerstand het in die idee van 'n verlosser aan die kruis, vir die wat in die geloof opkyk na die Here Jesus, na die kruis, word hulle gered. Dis die uitnodiging van die evangelie. Kyk in die geloof op na Christus en word gered. Dink hoe het 'n Jood opgekyk, 'n Israeliet, na daai slang, is gepik, klomp het gesterwe, en ek moet kyk na daai slang, want dis 'n kwessie van lewe of dood. En ek kyk na daai slang,
Nie dat die beeld red nie, maar dat die Here gaan red. En jy weet, jou lewe hang daarvan af. So word ons opgeroep om deur die geloof aan die gekruisigde Christus vas te hou, want dit gaan oor lewe of dood. Ewige dood of ewige lewe. Jy sit al jou hoop, al jou vertroue vir jou hele lewensreis tot by die bestemming op Christus, die verhoogde Christus. En jy fokus op hom. Hy alleen kan red. Dis die beeld agter die slang op die paal. Twee dinge dus. Jesus alleen kan ons red van die slawerny van die sonde. Ek en jy is dodelik gewond, sterwend in ons ongeloof, sterwend weens ons sondes. Net hy is jou hoop op 'n toekoms. Dan kan 'n mens die wonderlike reddende woorde hoor. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wie nie in hom glo nie, wie nie in geloof opkyk na hom en hulle geloof op hom vestig nie, bly veroordeel, want hulle bly in die duisternis. Hulle kom nie na die lig van Christus nie, en hulle lewe word nie verlig nie. Die verlede, die slawerny van sonde bly oorheers. Hulle verkies die ou bekende, die lewe vol sonde en boosheid, bo die nuwe weg agter Christus aan. Maar wie na hom toe kom en opkyk na hom in persoonlike geloof word gered en ontvang die nuwe lewe en kan in hierdie nuwe lewe ingaan en dit leef. En tweedens, ons word nie verlos. Ons word dus nie verlos om te bly soos wat ons is nie. Ons word gered tot die nuwe lewe. Die Here Jesus sê, ek maak alles nuut. Paulus sê die ou is verby, die nuwe het gekom. En nou moet ons in hierdie nuwe lewe instap. Ons is op hierdie lewensreis op pad na die bestemming. Maar dit vra gedurende aanpassing, verandering, vernuwing, die klaarmaak met die ou verlede, sondige maniere van dink, sondige maniere hoe ons die lewe benader, sondige prioriteite. En ons sukkel. Ons het nie die krag in onsself om die pad te stap na die beloofde land nie. Ook daarvoor het ons die Here Jesus nodig en is ons volkome afhanklik van hom. Anders is ons soos 'n hond wat telkens teruggaan na sy braaksel. Hierdie verandering beteken afstanddoening, die aflê van die ou lewe. Miskien beteken dit vir jou die afstanddoening van sondige vertroue op ander mense, op jou geld, op roem, status. Miskien vertrou jy te veel op die erkenning en soek jy te veel die erkenning van mense. Miskien is dit die afstanddoening van 'n kwaad wat in jou lê teenoor ander mense of 'n ander mens of selfs die Here oor jou pad. Miskien is dit 'n lewe waar jy so geword het om in angs en vrees heeltyd te leef.
plaas van om die Here amper blindelings te vertrou met jou lewe. Al sien jy nie die pad. Miskien is daar 'n sonde wat jou in sy kloue hou, waarvan jy moet afstand doen. Miskien is dit 'n ewige negativiteit en pessimisme en 'n gekla, 'n slagoffermentaliteit, omdat jy nie die Here vertrou nie en jou hoop op hom bou nie. Hoe dit ook al is, verandering is nodig en ons het die Here so nodig op hierdie pad van verandering. Ook ten opsigte van jou broodnodige lewensverandering, die pad van heiligmaking, is dit soos iemand wat opkyk na 'n slang en dit is bepalend vir lewe of dood. Stukkie vir stukkie op ons pad is ons 100% afhanklik van ons Verlosser. En hy skenk aan ons die Heilige Gees om ons te help op hierdie pad van lewensvernuwing, sodat ons, al is die pad moeilik, onbekend, al is daar opdrandes, al loop ons in die onveilige donker vallei, dat ons steeds die Here vertrou. Hierdie Kersfees is ook 'n geleentheid om weer ons aandag te fokus op die Here Jesus wat gekom het om opgehuis te word aan die kruis. Fokus op hom. Hoe meer van hom, hoe minder van die ou bedeling, die ou vlees. Hoe minder fokus op hom, hoe meer word ons oorweldig en hoe meer trek die verlede ons. Maar die Here Jesus sê, wanneer ek opgehef is, sal ek almal na my toe trek. En deur die evangelie trek die Here jou, dat jy na hom kyk, gefikseer is op hom, en versterk word deur hom, vir jou pad. Om vasberade die verlede af te lê, met geloof en met sy krag die toekoms in te stap, totdat ons die beloofde land bereik. Amen. Kom ons bid. Here, ons dankie dat U ook soms ons lewe kom omkrap, ons lewe skud, ons haal uit die gemak waaruit ons moet opstaan om nie te word, nie te dink, om te strek en te rek en nuwe tree te gee op die pad na die bestemming. O Here, wil U in ons lewe die verandering bewerk wat nodig is. U weet watter dinge van die verlede hou ons steeds vas, watter sondes ons nog mee worstel. U weet watter denkpatrone moet verander en ons vra dat U aan ons die vernuwing van ons denke sal gee, wat sal oorloop in die vernuwing van die daad en die woord. Sodat ons so langer hoe meer lyk soos broers van die Here Jesus, soos verloste kinders van die Vader. Wil U in ons doen wat ons weet ons self nie kan doen nie. Ons dankie Here vir hierdie Kerstyd wat ons kan benut en vul ons gedagtes met gedagtes oor ons Verlosser. Help ons ook Here om in hierdie tyd ligdraers te wees, om self in die lig te wandel en so die lig verander te wys. En ander moed en hoop te gee en te help
en te ondersteun sodat hulle in geloof in hulle verlosser vorentoe kan beweeg. Ons vra dit vir alles van U in die naam van ons Here Jesus, ons verlosser, ons leidsman in die geloof. Amen. Daar's nou geleentheid vir ons dankoffers. Dit gaan nou vir barmhartigheid en by die deure vir ons eie bedieningsword. Ons sing nou lied 387, verse 1 en 4. Kom ons staan. Gaan as geseënde van die Here die nuwe week in. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen wees.